Die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Is nie net goed op 'n Sondag nie. God is ook goed in die week. Daar is nie 'n tyd gebonde aan die goedheid van God nie. En daaroor kan ons ook gebonde wees. Ons gaan vanoggend so 'n bietjie gesels oor jou deel in God se plan. As jy jou woordie het, is jy welkom om oop te maak by Genesis 1. En ons gaan lees vanaf vers 26. Ek gaan vir ons lees uit die Amplified uit. But God said, let us, the Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the tame beasts, and over all of the earth, and over everything that creeps upon the earth. Sê die Engels dit nie so mooi nie. In Afrikaans sê dit God het ons gemaak na sy beeld, na sy gelykenis, en hy het ons gemaak om te heers. Maar hoor wat sê die Engels? He gave us complete authority. Amen. In hoeveel van daai autoriteit stap jy? As daar iets gebeur, is jy die een wat sê, kom ons bid oor die saak? Of is jy die een wat gaan die foon vat en sê, die pastoor moet bid? Nou, in vers 26 kan ons agterkom dat dit God se idee is om mense te skep. Hy het nog nie die plan uitgevoer nie. Hy het gesê, kom ons maak. Vers 27 sê, so God created man in his own image. In the image and the likeness of God, he created him. Male and female, he created him. Wie hou van kuns? Not good in it, but we like it. Het jy al ooit iets probeer doen? 'n idee gehad om iets te doen? En wanneer jy dit uitvoer, dan dink jy, oh man, hierdie is beautiful. Ek dink dit is so goed gevoel het, toe hy die mens gemaak het. Want hy het 'n deel van hom in die mens geplaas. Die boodskapvertaling sê dit baie mooi. Genesis 1 vers 27, God het toe die mens gemaak. En die mens het iets van God binne in hom gehad. Die mens het soos God gelyk. Nou het jy al ooit gesit en wonder, wat op aarde het God binne in jou geplaas, wat homself is? Genesis 1 vers 8 en Genesis 2 vers 7 sê vir ons, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus het hy die asem van lewe geblaas, en so het die mens 'n lewende siel geword. Hoe crazy is dit om daaraan te dink, dat jy wat hier sit, en kan asemhaal, God se asem binne in jou het. En wat my nog meer crazy is as dit, God se asem is nie net in die regverdige mense nie, maar ook in die onregverdige mense. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Wag,
Kom ons gaan gou 'n bietjie terug. Wat het God binne die mens geplaas? Die asem van die lewe. Johannes sê, Jesus is die lewe. So wat het God binne in ons geblaas? Nie net ons longe vol asem nie. Jesus is binne in jou en my. Of jy hom erken en of jy hom nie erken nie. Het jy al ooit in jou lewe iemand raak geloop? Kom ons veronderstel as iemand met wie jy op skool was. En jy gaan groet hulle. En hulle is so dumbstruck. Hulle is van, excuse me, wie is jy? En het nog nooit met iemand gebeur nie. Dat jy iemand sien na hoeveel jaar en die persoon het geen idee wie jy is nie. Dit het nou die dag met my gebeur en ek was so embarrassed. Want ek was die een wat ek kan onthou nie. Een van my sussie se vriendinne loop ons raakwerk en ek wat tydjie. En sy sê, "Mamma, hoor, ek het jou jare laas gesien." En ek, "Girl, ek het jou nog nooit in my lewe gesien nie. Ek het geen idee wie jy is nie." Dit laat mens nie lekker voel nie. Maar ek het gedink en ek kon nie ophou dink aan hierdie vreemde gesiggie wat my gegroet het nie. Dit gebeur baie keer dat mense ons seer maak. En dan wens jy daai persoon nooit geken nie. Baie keer sal selfs die woorde in ons gedagtes opkom om te sê jy bestaan nie meer vir my nie. Ek wens ek het jou nie geken nie. Daar's 'n vers in die Bybel waaroor ek sommer herinneringe gekry het wat ek lees. In Matteus 7 vers 23 staan daar: "En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk." Dit ruk tot diep in my siel wanneer ek hierdie sien. Want ek glo in een van ons wat hier sit, wil hoor wanneer jy vir die troon staan, gaan weg van my, want ek ken jou nie. Dit is rarig, harde woorde. En ek het 'n bietjie begin worstel. En vrede gevra, maak net vir my die prentjie oop. Hoe? In Jeremia 1 vers 5 staan dit tog: "Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. En voordat jy die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak." Hoekom sal God sê, ek het jou geken? Nog voordat jy 'n idee by jou ouers was jy reeds by my. En net oomblikke verder sê, ek ken jou nie. Ons weet dat ons in 'n sondige wêreld gebore is. En dat ons nie altyd die regte besluite maak nie. Baie van ons lewe soos kinders van hierdie wêreld. Ons is vasgevang in sonde, of mag ek sê in ongeregtigheid. En dit pla baie van ons nie eers nie. Nou dan gaan we terug aan die versie toe. Hy sê, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Baie mense het verskonings vir hulle sonde wat hulle doen. Maar ek kan dit nie help nie. My pa was so, en nou is ek ook maar so.
Jy sien, dit het tyd geword dat ons doelbewuste besluite moet begin neem in die lewe. Wees jy die verandering? Die woord van God waarsku teen hierdie ongeregtigheid. Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God. Hy praat nie homself nie. God vra, dat julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Nou, in die Ou Testament lees ons baie van offers. Die mense het gereeld altare gebou, waarop hulle dinge geoffer het vir God. Vanoggend is my vraag aan jou, watse altare het jy in jou lewe begin bou? Is dit welgevallig vir God? Is dit 'n aanneemlike offer vir God? Of wat offer jy op jou altare? Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Ons kan slegs die volmaakte wil van God doen, indien ons weet wat dit is. Wie van julle wat hier sit weet, wat is jou doel op hierdie aarde? Wanneer ons Jesus aangeneem het, as ons verlosser en ons saligmaker, dan gebeur daar iets hier binne in ons. Voordat God die aarde gemaak het, het hy gesê, laat daar lig wees. Hierdie lig was Jesus. Want wanneer ons lees in Johannes, staan daar, niks het ontstaan, wat daar ontstaan het, sonder my nie. Sonder Jesus nie. So wanneer Jesus dan die lig is in die wêreld, en ons het gesê dat God, Jesus, iets van homself binne in jou geplaas het, is daar dan nie lig binne in jou nie? Die lig wat die donker verdwyn. Dit maak nie saak hoe groot die liggie is nie. Wanneer jy 'n liggie aansteek in 'n pikdonker vertrek, is daar iets wat ophelder. Jy sien, ons het Jesus so baie nodig. Want die woord is baie duidelik dat ons kan nie na die Vader gaan sonder Jesus nie. Ek het 'n baie mooi klip gesien op sosiale media en ek gaan vra dat kyk dat dit vir ons opsit. Hierdie klip verduidelik so mooi hierdie wat ek vir jou probeer oorbring vandag. Hoe God jou heilig gemaak het en hoe dit wat in die wêreld gebeur maak dat ons hierdie heiligheid nie kan binhou nie, dat ons dit nie kan dra nie. Maar dank Vader, daar was 'n plan. Jesus het ons nie gelos gebroken nie. God die Vader het sy enigste seun gegee, sodat ek en jy die gebroke deur hierdie wêreld hoef te gaan nie. Dankie. Water is often the symbol of the Holy Spirit's presence and power in Scripture. And I wanted you to see this so that it was clear. So I'm pouring some water into this bowl. It says in the book of Genesis that we were made in the image. The first Adam was made of the dust of the ground, and he was stamped with the image of God. And I know this is a stretch, but let's assume that this is the image of God. When we were made
We were made to be able to participate and fellowship in the power of the Holy Spirit. And because we were made without sin and we were perfection, we could contain the glory of God. And our purpose, our destiny, was to fellowship with the powers of heaven. Isn't that amazing? Now, here's what happened. I don't know if you know this. Oh, I don't know how many thousand years ago, Adam was an idiot, and all God's people said. Maybe Eve was an idiot too, and all God's people said. Now, who was dumber, Adam or Eve? All the women are going to say Adam. All the men are going to say Eve. I think it's Dumb and Dumber, and who cares? Anyway, the point is, Adam had a bad day. Eve had a bad day. And they shattered the image. See that? Now, watch this. They couldn't hold water. See the point? Our sin wrecks our intimacy with God. But something marvelous happened. And by the way, no matter how many times you try and fill that cup, it's going to leak. Isn't that true? Does anybody here walk with Jesus? Anybody here ever sin? Did it leak? Okay, Jesus of Nazareth shows up. He's made in the exact image as our first parents were. The exact image. That's why God had to become a human. And here's what he does. He covers us. Amen. With himself. That is called justification by grace through faith. Our sins are covered. And by the way, there are no holes in this. And so now when you abide in who Jesus is, you can do it again. That's called being infilled by Spirit. Isn't that? It's amazing. So now here's the problem. It's nice that it's hard to separate. Most Christians struggle with this abide thing, see? And so they want to do it on their own, and there's trouble. You got that? All right, and so the battle is to abide in our justification by grace through faith so that we might be filled and carry out the purposes that God has for us. So net soos wat ons kan sien in hierdie videoklip. Ek hoop julle het opgelet toe hy sê, Jesus was also made in the image. Net soos wat ons in die image gemaak is. There was no difference. Ons kan nie op ons eie doen nie. Ons het Jesus so bitterlik nodig. Jy sien wat met die kruis gebeur het is, Jesus het ons ongeregtigheid kom verander in geregtigheid. Nou die woordjie geregtigheid beteken to be in right standing with God. Want wat het gebeur toe Adam en Eva gesondig het? Hulle het gaan wegkruip. Hulle was skaam, full of shame and guilt. Sit jy hier vanoggend en jy kry skaam oor dinge wat jy gedoen het in die verlede. Wanneer ons in sonde saamlewe, begin die vyand ons vreugde steel. Dis die eerste ietsie wat hy wegvat. So ons was geskep to worship God. Wanneer jy nie vreugde het nie, is dit vir jou maklik om te sin. Ja. Maar die Bybel sê, the joy of the Lord is my strength. As jy nie vreugde het nie, voel jy magteloos. Jy voel moeg. Jy voel oorweldig. Jesus wil ons help om 'n heilige lewe te lewe. Pastor Donnie sal altyd vir ons sê heiligmaking is 'n proses en ek wil hier moet verstaan. Die dag wat jy jou lewe vir Jesus gegee het, is jou geesmens ten volle vernuwe. Maar jou sielsdimensie het soveel vuil kolle op, van dingetjies wat gebeur het, vandat jy kind was,
'n juffrou wat dalk vir jou gesê het, you're not good enough. 'n Pappa wat dalk gesê het, kan jy niks reg doen nie. Nou kom jy in 'n huwelik. En jou metgesel vra vir jou, moes jy breinbrood koop? Ek was so lus vir witbrood, maar wat hoor jy? Dit wat ek doen is nie reg nie. Wat hoekom? Daai vuil merkie sit nog daar. Heiligmaking is 'n proses. Dit vat bietjie vir bietjie vir bietjie vir bietjie om heilig te raak. Jesus sê in Johannes 10, vers 10, die weergedeelte, dat ek het gekom sodat jy lewe en dit in oorvloed mag hê. Is daar enige iemand hier wat in oorvloed lewe? Ons wil graag. Ons wil graag. Totdat jou naaste familie jou seermaak. Totdat iemand van wie jy nooit verwag nie, op jou twinne trap. Dis moeilik. Dis nie maklik nie. Vanoggend wil ek by jou hoor, watter paaie het die lewe met jou gestap? Sit jy dalk hier en jy wonder, gaan ek daai woorde hoor? As die Vader nou moet kom, gaan weg van my, want ek ken jou nie. Jy wat ongeregtigheid werk. Wat 'n sonde het nog 'n houvas op jou lewe? Wat daai gaatjie in jou image los. Jy sien, Jesus is die lig van hierdie wêreld. Nou in lockdown het ons almal 'n tipe van artificial light gebruik. Ons het oral kersies gaan aansteek. Maar wat gebeur? Jy gebruik een vuurtjie en jy steek 'n kersie aan. Dan jy al jou ander kersse gebring en jy het dit gelaai by die een kers. Of werk dit net daar in ons huis so? Steek jy 5 vuurtjies aan om 5 kersse te bak? Nee, jy doen nie. Jesus is die lig. Sy vlammetjie brand. So die dag wanneer jy jou hart vir Jesus gee, is jy hierdie ou kersie wat ook gelaai word. Jy is hierdie kersie wat aangesteek word. En eintlik wat moet gebeur, is jy as met God se vuur binne in jou, waar jy gaan, moet jy die liggie aansteek. Jy moet daai vuurtjie in iemand anders aansteek. Mense wat jou ontmoet moet sê, hier's anders iets hier binne jou. Ek wil dit ook hê. Sonder dat jy iets hoef te sê. Ek dink dit is wat Jesus voorgestel het, toe hy daai broodjies en die visies gaan verneder het. Kom ons dink gou 'n oomblik aan wat gebeur het daar. Baie mense wat moes kos kry, hulle het net die mans getel, nie die vrouens en die kinders nie. Hulle praat van 5000 mans. Gaan jy dink as elke man 2 kinders het, waar gaan die getal wees? Jesus het gedank, maar die disippels het dit uitgedeel. En soos wat die disippels die visies en die broodjies uitgedeel het dit vermeerder.
Jesus het nie opgesonde vir al hierdie mense dit uitgedeel nie. Dit was God se wonderwerk. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar Jesus het iets baie belangrik vir sy disippels probeer leer. En wat so significant is van hierdie verhaal, daar 12 mandjies kos oorgebly. Die woord sê nadat almal versadig was. So daar's oorvloed. Hoekom 12 mandjies? Daar was 12 disippels. So hierdie wonderwerk moes die disippels aanhou doen het. Hulle moes aanhou neem. Elkeen met sy mandjie toegerus to go light up the world around them. Het jy al ooit vir iemand vertel van wat die Here vir jou gedoen het? Jy sien ons loop op met 'n mandjie. Ons getuienis vermeerder iemand anders se geloof. Deur net jou storie vir iemand te vertel, kan daai iemand laat besef, there's hope for the future. Deur jou getuienis met iemand te deel, die brood van die lewe mee te deel, voed hom geestelik. Is dit nie amazing nie? Nou sit ons hier, nou wonder ons, wat is my doel? Jou doel is heel eerste om God te verheerlik. To worship God. En gaan vertel, spread the gospel. Die goeie nuus van iemand wat gesterf het om geregtigheid met 'n Vader te bewerkstellig, sodat ek en jy vir ewig mag lewe. Amen. Jo. Hoe groot is dit? Sal een van julle kinders opgee? Vir iemand anders se foute? Jy sien, die rede om God sê, gaan weg van my, ek ken jou nie. Onthou julle wat gebeur het toe Jesus aan die kruis hang. En hy uitroep, Vader, hoekom het jy my verlaat? Dit was nie Jesus wat gesondig het nie. Die Vader kan nie na sonde kyk nie. Die Vader moes vir 'n oomblik sy kop wegdraai. Jesus het die wêreld se sondes. En ek wil nie eers sê die wêreld nie. Jesus het jou en my sonde op hom geneem. Die grootste liefdesoffer wat daar ooit kon wees. Is vir jou en my gedoen. Wanneer jy voordat ons nagmaal gaan gebruik, wil ek hê jy moet vir so 'n oombliekie net diep in jou hart gaan kyk. Waar is jy op hierdie lewenspad? Lewe jy in ongeregtigheid? Is sonde deel van jou elke dag se lewe? Is jou image die een wat die gaatjie in het? Wat nie die oorvloed van Jesus se seëninge kan ervaar nie, want dit loop reg deur. Indien dit jy is, wil ek hê jy moet jou saak regmaak met God. Die tyd is so bitter min. Mense maak dit af asof dit niks is nie. Maar Jesus se koms is so bitter naby.
Daar is nie meer tyd vir kerkspeel nie. Daar is nie meer tyd om te maak asof jy heilig is nie. Haal af daai masker. Let God, dat God herstel dit wat hy aanvanklik in jou gesit het. Wanneer die wind inkom en hy waai 'n kersie dood, gooi ons die kersie weg. Wat doen ons? Ons gaan steek hom weer aan. Is dit op tyd dat jy vanoggend weer by Jesus se voete kom sit? Dat hy jou liggie weer aansteek. Het jy dalk flou geraak? Het iemand dalk 'n emmer oor jou liggie kom sit? Dis nie te laat vir God om te kom herstel nie. Kom ons sluit die oë. Ons Hemelvader. Abba Vader, baie dankie vir hierdie woord. Here, baie dankie dat U nie U seun teruggehou het nie. Vader, maar dat U vir Jesus gestuur het om vlees te word, om onder ons te kom woon, om die lig vir hierdie wêreld te wees. Hemelvader, ons wil doelbewuste besluite maak, Here. Ons wil wegdraai van ons ongeregtigheid af, Here. Want aan die kruis het U vir ons geregtigheid met die Vader kom bring. Hemelvader, dankie vir U genade, Here. Dankie, Here, dat U beloof in U woord dat U ons nooit alleen laat nie. Maar dat U elke tree van die pad saam met ons loop. Here, dit is ons begeerte om in U te beweeg, Vader. Om in U te bly, Here, en U wil te doen. Hemelvader, help ons om reg op te tree. Verlos ons van die bose, Vader. Dankie, Here, dat U ons krag is, Vader. U is die een wat ons optel wanneer ons geval het, Here. Here, mag ons wees soos die disippels, Vader, wat met ons mandjie die koninkryk kan verkondig, Here, waar ook al ons gaan. Dankie, Hemelvader, dat U regverdig is, Here. Dankie dat U vir ons geleentheid gee om ons saak met U te kan regmaak. Hemelvader, dankie dat U wil hê dat ons in oorvloed moet lewe, Vader. Dankie, Here, vir die kosbare bloed. Here, wat nie net ons sonde bedek nie, maar dit vir ewig skoon was, sodat ons voor U kan staan, Here, sonder om skuldig te voel, sonder om in verleentheid in die oë te moet kyk. Dankie, Hemelvader, dat ons die nagmaal kan gebruik tot nagedagtenis van U, Here. Elke hou wat U gevat het op daai kruis, Vader, was vir ons. Elke druppel bloed wat gevloei het aan die kruis, was vir ons. Dankie, Here, dat U ons sal help, Vader, om U lig te laat skyn. Maak nie saak hoe die storm om ons woed nie, Vader. Maak nie saak wie wat vir ons sê nie, Here, dat dit nooit ons image wat U vir ons gegee het, sal dit deurloop nie. Dankie vir die liefde, Vader. Ons loof en ons prys U groot in die heilige naam alleen.